Jaco Friese van Sierra Victor. Vandag is die 3 Julie 2024. Ons gaan aan met ons generiese noodplan uitsending. Ons is besig met hoofstuk 3, menslike kapitaal. Ek wil net byvoorbeeld om verskoning vra vir die lawaai in die agtergrond. Die wind waai bietjie rof hierso. Hier nie se sin weer hier naby my. Goed. Gister het ons die voorstel gemaak dat as 'n siviele mag, verdedigingsmag, hulle self wil indeel om effektief te kan optree, sou daar chaos uitbreek. Dan het ons voorgestel dat ons nie mense met mekaar maak met verskillende korpse en goed soos wat ons in die weermag gehad het nie. Daar is basies net 5 hoofgroepe wat nodig is. 'n Bravo groep wat jou element, jou leierselement is, 'n Golf wat jou sekuriteit is, Whisky wat jou mediese groep is, en dan Oscar is jou ondersteunende groep, en dan Romeo wat jou inligtingskomponent is. Ons het gister, julle sal nou sien, ek gooi dit weer op die video, die skematiese uiteensetting. Goed, ons het gister reeds begin om die Bravo groep en hulle funksies en verantwoordelikhede uit te lig of voor te stel. Kom ons kyk na die volgende groepe. Goed, die Whisky groep, die wit groep. Hierdie groep se funksie is om alle mediese aspekte en behoeftes om te sien tydens die chaos, as ook die identifisering van mediese hulpbronne en die verspreiding en aanwending daarvan. So dis jou medics. Die Whisky groep, die wit groep is jou medics. Volgende funksie, die fisiese, emosionele en geestelike welstand van die publiek om na dit om te sien. So predikante of geestelike leiers word ook geklassifiseer onder die Whisky groep. Of beraders, sielkundiges, sulke tipe mense, want daar gaan trauma wees. Onthou, kindertjies, mense, gewone mense ook, gaan bang word. En onthou, vir alles het 'n chaos toestand is, jy weet nie hoe lank dit gaan aan, en daar gaan berading nodig wees. So, dis nie net fisiese mediese behoeftes nie, dit is ook geestelike behoeftes. Die opstel van tydelike mediese fasiliteite en of die bestuur van reeds bestaande fasiliteite binne in die gebied. Om te gaan help by hospitale of klinieke of wat ook al die geval mag wees. Die Whisky groep is verantwoordelik vir mediese opleiding en onderwys vir die ander groepe. So daar gaan maar vinnig moet eerste hulp klasse aangebied word en seker tipe goed, want ons moet soveel as moontlik mense op 'n vlak kry waar hulle ten minste net klein wonde kan self verbind en versorg. Volgende punt, die uitreik van mediese toerusting en uitrusting aan die sekuriteitskomponent, die groen komponent, wat nou Golf is. En dan die behandeling van gewondes, as ook rekordhouding van ongevalle. En dit is krities. So daar's 'n administratiewe funksie ook in die Whisky groep. Eintlik het al hierdie groepe 'n administratiewe funksie ook. Goed. En dan, soos ek gesê het, geestelike leiers moet omsien na die traumagevalle en bemoedigend die moraalbehoeftes aanspreek binne in die veilige area. Die volgende groep waarna ons kyk, is die Oscar groep. Hulle kleur by ons is oranje en Oscar, dit staan vir ondersteuning. Dis die ondersteuningsgroep. Nou hierdie groep sluit in alle ambagsmanne, tegnisi en ander kundiges in om die infrastruktuur en kommunikasie in die area te diens en te herstel sou dit beskadig of gesaboteer word. So dit is nou almal wat elektriesiens is, loodgieters, motorwerktuigkundiges, alle ondersteunende groepe of mense wat ondersteunend is, kan aangewend word. Klein sake besigheidseienaars ook, hulle val ook onder die Oscar groep. Want hulle moet hulle produkte beskikbaar stel om hierdie instandhouding en die fisiese welsyn van almal tot almal se voordeel te befonds. Produkte sluit in hardeware, brandstof, voedsel, voertuie, toerusting en uitrusting. 'n Groot administratiewe funksie deur 'n administratiewe komponent moet insluit die toedeling en indeling van menslike kapitaal in die verskeie groepe. Nou dis 'n menslike hulpbronfunksie, as ook die rekordhouding van gebeure, permitte ensovoorts. So
Die HR of die personeeldienskorps sal val onder die Oscar groep, die Oranje groep. Goed, ek het net 'n kantnota hier geskryf. 'n Kantnota rondom besigheidseienaars en hulle produkte. Nou tydens chaos moet gewaak word teen misdaadelemente uit eie geleedere ook, wat die situasie sal uitbuit vir selfverryking. Daar moet noukeurig boek gehou word van watter produkte en in watter hoeveelhede aan watter groep beskikbaar gestel word. Die produk in besigheidseienaars se ondernemings word nie nou voor die voet opgekommandeer nie. Daar moet verantwoording vir dit gehou word. Supermarkeienaars kan byvoorbeeld in ruil vir sekuriteit en beskerming deur die sekuriteitsgroep hul winkels sluit om voorrade te rek en slegs elke dag tussen byvoorbeeld 9:00 en 11:00 hulle deure oop maak vir die normale besigheidsure. Items behoort dan beperk te word tot slegs 'n mandjie per koper om te verseker dat individue uit die hoër inkomste groep nie al die voorrade opkoop ten koste van die laer inkomste groep nie. Brandstof, volstasie-eienaars, brandstof behoort byvoorbeeld ook beperk te word tot uitsluitlike gebruik deur sekuriteits, tegniese en mediese funksies. Die verwydering of eis van produk vir gebiedsbeskerming moet gepaard gaan met 'n getekende permit of 'n dokument van die betrokke groepleiers wat die produk benodig vir take. Op hierdie permit moet die datum, tyd, hoeveelheid en beskrywing van die produk aangedui word met die handtekening en amp van die betrokke groepleier. Goed, ek dink dit spreek van self. As 'n chaos is, kom ons sê daar's plundering soos in KwaZulu-Natal. As jy, dan gaan jy na 'n besigheidseienaar toe, jy gaan na 'n supermarkeienaar toe, jy sê vir hom, luister, hulle gaan jou winkel afbrand. So ek sit vir jou 5 wagte hierso neer, statiese wagte, ongewapen, en ons het 'n reaksiekomponent. So as daar moontlikheid by jou winkel is, sal ons jou winkel beskerm. En al wat ons van jou vra is, jy maak jou winkel toe, en elke oggend tussen 9:00 en 11:00 maak jy hom oop, vir normale besigheid. En dan help ons so om hierdie voorrade te rek so lank as moontlik, want ons weet nie wanneer die situasie onder bedwang gaan kom nie, en dan het ons so lank as moontlik voorrade in die veilige area. En dan beperk jy mense. Ons het dit gesien met COVID. Ryk mense het trollies en trollies vol kos gekoop. En arme mense kon nie. So jy beperk dit tot byvoorbeeld 1 mandjie per kliënt. En dan selfs met brandstof. Onthou, as trokke gebrand word en as paaie toegemaak word, gaan daar nie brandstofaanvullings wees vir 'n rukkie nie. So jy moet nou nie 'n ou kry wat al 3 sy karre vol maak en dan hierdie sekuriteitskomponent of die mediese komponent of die ondersteuningskomponent, want hulle nie brandstof in hulle voertuie om herstelwerk te gaan doen of om te gaan help om 'n situasie te ontlont of om mense te gaan help wat seer gekry het nie. So, maar dan moet asseblief rekord gehou word van alles. En daai dokumente moet gestaaf word in duplikaat of selfs in triplikaat. En dit moet afgeteken word deur die betrokke groepleiers. Goed, dis 'n voorstel. Dan kyk ons na die Romeo groep. Nou die Romeo groep, die doel en funksie van hierdie groep is om met beskikbare data 'n geheelbeeld van die terrein, logistieke bates, hindernisse ensovoorts saam te stel. Tipiese uitrusting sal kaarte van die gebied, demografiese inligting en die direkte kommunikasie na die leier of bestuurkorps van die Brawe groep wees, as ook die verkenning golfgroep wees. Elemente van die inligtingsgroep moet by die ander groepe ingeskakel wees om 'n geheelbeeld van eie magte, behoeftes en bates op te stel en te kontroleer. Die opdatering van kaarte sowel as valsvlagge of misleidingsoperasies sal deur hierdie komponent beplan met bestuur bespreek word en dan uitgestuur word na al die sekuriteitskomponente toe vir uitvoering. Hierdie komponent kan ingedeel word in inligting, rooi vir oorhoofse beplanning, sowel as die sekuriteitsgroep groen vir praktiese uitvoering en insameling op grondvlak. Goed. Die volgende groep waaroor ons gaan praat is golfgroep, die groen groep. Nou dis die sekuriteitskomponent. Nou hulle word opgedeel in verskillende afdelings. En nou weet ons dat misdaadintelligensie se ore is nou gespits, want hier's
voorheen besig om 'n oorlogsplan vir mense te gee. Dis glad nie so nie. Julle weet, die mense wat saam met Sierra Victor al vir 4 jaar op pad stap, ons is net lief vir ons mense. En wat ons doen is niks onwettig nie. En ons het net besef daar moet 'n standaard wees onder alle groeperinge en almal wat bekommerd is. En dit help nie, jy kom in 'n situasie en elke ou het in daai situasie dink mos nou hy is 'n generaal en dan wil hy sy eie ego streel en bevele uitdeel nie. En eintlik weet hy nie wat hy doen nie. Goed, ons is 'n groep ouens wat hierdie ding saam geskryf het. So ek is maar net die ou wat dit voorlees. En ek is die spreekbuis vir Sierra Victor. Ek is nie die leier nie. Ons is 'n groep veterane wat saam aan hierdie ding geskryf het. Goed, maar enige navraag op die PDF wat saam met hierdie uitgaan is ons telefoonnommer. Julle kan 'n WhatsApp stuur. Die foon word nie altyd beman nie, maar ons sal die boodskap kry so binne 24 uur. Vir die mense wat net saam luister op YouTube, as julle wil inskakel by Sierra Victor by die WhatsApp groepe of die Telegram groepe, stuur 'n WhatsApp na 064 885 4009. Ek herhaal 064 885 4009. Goed. En ons sluit af, soos ons met elke boodskap afsluit. Staan vas in jou geloof, staan vas in jou identiteit en mag alle eer na God gaan vandag en eendag en tot in ewigheid. Mooi dag vir almal. Jaco Fourie, Sierra Victor. Ons staan vas deur die storm.